maat. Ek is so bly dit is somer. Ja, die somer is wonderlik. Die sonnetjie is so lekker warm. Ek hoor hulle sê in die somer moet ons altyd pas op vir brande. Ja, mens moet nie sommer enige plek braai nie. Praat van braai. Weet jy lus ek vir 'n lekker chokkie. Ons praat van veldbrande, Attie. Nee, jy het gepraat van braai. Terwyl ons daarvan praat, het jy gehoor van Milo. Ek wil liever nie hoor nie. Nee man, ek wil jou vertel. Milo is in my klas en jy wil net skinde. Is nie. Jy sal nie glo wat Milo gedoen het nie. Dis die probleem. Ek sal enigiets van hom glo van hom. Juffrou sê die vir Milo staan dit vir moeilikheid. Wil jy luister of wil jy nie? Nee, want ek luister nie na skinderstrokies nie. Dis 'n mooi storie man. Jy bedoel 'n lekker storie. Ek weet hy aanvang hy altyd lekker stories. Hierdie storie is 'n lekker storie en dis 'n mooi storie. Nou vertel dan maar. Milo was besig om buite in die tuin te speel toe hy die buurman se hond hoor blaf het. Ja, maar hulle sê die buurman se hond maak hulle mal. Hy blaf blykbaar die hele tyd. Ja, Milo wil hom stil maak en toe het hy die tuinslang gaan haal en agter die muur weggekruip. Het ek nie gesê die staan vir moeilikheid nie. Ja, maar wag vir die res. Ek kan net raai. Milo het agter die muur gestaan en geluide gemaak en toe die hond naby kom, toe spuit hy hom papnat. Staan vir moeilikheid. En toe kom die buurman uit en hy het hom uitgeskel en sy pa alles vertel. Nou wat so mooi in daai storie? Milo moes in die huis sit, terwyl sy hele familie lekker buite gespeel en gekuier het. Anders ek jammer vir hom. Net moeilikheid sê ek vir jou. Maar nou kom die goeie deel. Hy het toe in die huis gesit en toe rook gesien. Het hy gerook? Nee man, hy het rook gesien. Nou waar het hy sigarette gekry? Fokus. Hy het rook gesien. Sy ma het hom strykyster aangegee. So sy ma rook nou. Hy het dadelik die krag afgesit, die brandblusser in die huis gaan haal en die vuur doodgespuit. Kan jy dit nou glo? Ja, hy het baie skade voorkom en dis nie al nie. Wat? Hy wil nou 'n brandweerman word. Ja nee, lyk my hou nou van alles wat spuit. Hy bly maar die volgende dag al gejas by die brandweerstasie. Kan jy dit nou glo van my? Ja, nee. Baie Baie julle baie. Ja, Milo het verander. Hoe wonderlik het is iemand verander en hy kom by die Here uit. Maar die Bybel vertel vir ons daar's wonderlike dinge wat moet plaasvind vir ons om by die Here uit te kom. Want op die ou einde is dit die Here se werk. So, Henry draai net. En ek dink jy moet net so draai dat jy nie ook daar's hy inkom. Ek's professional. So professional, alright. Met betaal word jy. Hierdie. Ja, as vir die alles moet eg wees in hierdie verhaal. Daar's hy. Van julle, as jy die Bybelboekie al onder hande gehad het, dan weet jy wie is hierdie pragtige dame in die Bybelboekie. Wie is dit? Rahab. Ja, Rahab. Rahab is die storie waaroor ons vanmôre gaan gesels. En ek weet sommer, almal van julle gaan baie leer. Maar wie wat belangrik, as julle hou tot die einde toe en mooi luister, aan die einde het ek vir julle 'n verrassing. En nie 'n verrassing nie, 'n verrassing. 2 R'e. Goed, so, dit gaan wonderlik wees as julle saam met my luister na hierdie baie mooi verhaal.
Goed, ek wil ons moet na die eerste ene gaan kyk. Was Rahab 'n goeie of 'n slegte vrou? Kom ons gaan kyk gou in die Bybel. Ons maak ons Bybels oop, dan gaan ons saam hierdie gedeelte lees. En ons vind dit in Josua. Kom ons maak ons Bybels oop, Ou Testament, Josua. Josua 2, ons gaan lees van vers 1 af. Wie kan vir my die boeke noem voor die by Josua uitkom? Genesis, Exodus, ja, Josua. Wat noem ons die eerste 5 boeke? Die Torah. Mooi, julle. 10 uit 10. Goed. Kom ons buig net ons hoofde, want ons het nodig dat die Heilige Gees vir ons die woord sal oopmaak. O Here, ons loof en ons prys U. Dankie dat ons saam kan vra dat U werklik vir ons die woord sal oopmaak. Vanmôre wil ons saam bid vir van ons familie in die gemeente. Ons wil bid vir Dawie en vir Ans, dat U vir hulle werklik waar sal styf vashou. Die ongelooflike vertroosting vir hulle sal bied. En ja Here, dat U ook werklik waar hulle dogter in hierdie oomblik sal aanraak, dat sy ontmoeting met die lewende God sal hê. Want Here, dis ons grootste begeerte. Dankie Here dat ons weet, by U is alle dinge moontlik. En ja Here, U kan nou ook genees. Dankie dat U in beheer is van alles. Nou Here, spreek dit die woord. Amen. Josua 2 vers 1. Wat was ons vraag gewees? Is hy 'n goeie of 'n slegte vrou? Kom ons kyk na hierdie gedeelte. Vers 1. Toe het Josua seun van Nun in die geheim 2 manne as verkenners uit Sitim gestuur en gesê, gaan kyk na die land Jerigo. Hulle het gegaan en by die huis van 'n prostituut met die naam van Rahab aangekom en daar oornag. Aan die koning van Jerigo is gesê, kyk, manne van Israeliete het in die nag hierheen gekom om die land te verken. Toe stuur die koning van Jerigo 'n boodskap na Rahab, lewer die manne uit wat by jou aangekom het, want in jou huis ingegaan het, want hulle het gekom om die hele land te verken. Maar die vrou het die 2 manne geneem en hulle versteek. Sy het gesê, ja, die manne het na my toe gekom, maar ek het nie geweet waarvandaan hulle kom nie. Toe die stadspoort in donker moes sluit, het die manne uitgegaan. Ek weet nie waarheen die manne gegaan het nie. Sit hulle gou agterna, want U kan hulle inhaal. Maar sy het hulle na die dak laat opklim en hulle versteek onder vlasstengels wat vir haar op die dak oopgesprei was. Die manne het hulle agterna gesit op pad na die Jordaan tot by die druwe. Die stadspoort is gesluit nadat die wat hulle agterna gesit het uitgegaan het. Voordat die verkenners gaan lê het om te slaap, het sy op die dak geklim na hulle toe. Sy het vir die manne gesê, luister mooi wat sê sy, ek weet dat die Here aan julle die land gegee het en dat vrees vir julle ons oorval het. Ja, dat al die inwoners van die land sidder oor julle, want ons het gehoor hoe die Here die water van die Rietsee voor julle laat opdroog het met julle uittog uit Egipte en wat julle gedoen het aan die 2 konings van die Amoriete oor kan die Jordaan, aan Sihon en Og, wat deur julle met die bandvloek getref is. Ons het gehoor en ons hart het ineen gekrimp, sodat niemand meer moed het teen julle nie. Die Here julle God, hy is immers God, in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. Dan vra sy 'n gedeelte vir hulle oor rondom haar familie, ons gaan daarna kyk. En dan gee hulle vir haar opdrag wat sy moet doen. En dit is 'n baie belangrike opdrag wat ons ook vanmôre na gaan kyk. Wat 'n wonderlike verhaal. Nou, moet ons gou vir mekaar die vraag gee. Was Rahab 'n goeie of 'n slegte vrou? Was sy goed of sleg geweest? Sleg geweest, né? Sy het sommer baie mans gehad. Sy was 'n baie slegte vrou geweest. En hierdie vrou gaan ons hoor vanmôre. Dit is so 'n wonderlike verhaal. Maar voor dit wil ek eers by julle hoor. Wie van julle ken iemand in die Bybel wat ook 'n baie slegte vrou was? Wie kan vir my slegte vrouens in die Bybel opnoem?
Maria Magdalena. Ja, kom ons kyk gou daar. Ons kyk na Maria Magdalena. Daar sit sy. Wat het sy gedoen? Sy het Jesus se voete gewas. Ja, en sy het afgedroog met haar hare. Ja, kom ons kyk na die volgende foto, want jy sal sien, die volgende een is die vraag, het die mense van God se keuse gehou? Nee, hulle het niks daarvan gehou nie. Hulle is sommer kwaad. Hoekom? Want Maria was 'n slegte vrou gewees. En hulle het gesê, as Jesus geweet het wat se slegte tipe vrou sy was, dan sou Jesus haar nooit toegelaat het naby hom nie. Maar Jesus geweet wat se vrou sy was. Ja, Jesus het presies geweet wat se vrou sy was. Alright, so, ons het nog 'n vrou. Ons het vir Rahab wat 'n slegte vrou is. Ons het Maria Magdalena wat 'n slegte vrou was. Is daar iemand anders wat julle kan aandink? Die vrou by die put is 'n goeie voorbeeld. Ja, sy het sommer al 5 mans gehad en die een waarby sy nou gebly het was nie al manie sê Jesus. En daar het ons al die dinge dat ons weet, dat is alleenlik, moet jy trou. En as jy nie trou nie, is dit 'n sonde voor God. Ja, so ons het daai 2 vroue as voorbeeld. Kom ons kyk na die volgende. Alright, daar's die 2 manne. Sien jy hulle? Wie het hulle gestuur? Joshua het hulle daai 2 manne gestuur. Maar nou is die vraag, kan jy dink, al die mense wat daar in Jerigo is, hoe baie mense is in Jerigo? Baie mense. Hoekom spesifiek na Rahab toe? Wie dink julle het bepaal dat sy na hulle 2 spesifiek reguit na Rahab toe is? God het dit bepaal, nee. God het bepaal dat hulle spesifiek na Rahab toe moes gaan. Nou het ek 'n wonderlike vraag. Ons kan in die volgende een gaan. Wat as die 12 verkenners gehoorsaam was? Onthou julle wat ons laas keer gehoor het? Ons het gehoor van die 12 verkenners. Wie het hulle gestuur na die land toe om te gaan kyk hoe dit met die land gaan? Wie het hulle gestuur? God het hulle gestuur. God het 12 manne gestuur. Ja, Moses stuur vir hulle, maar God het gesê stuur 12 manne na die omgewing toe om te gaan kyk hoe dit daar lyk. Okay. Wat het hulle toe gesê toe hulle terugkom? Die mense is te groot. Die mense is groot. Hoeveel van hulle het gesê, die mense is groot? 10. En 2 van hulle het gesê, hulle is brood. Ja, hulle is ons al van hulle maklik kan verslaan. Maar 10 manne was baie bang gewees. Was jy al bang gewees? Wie van julle was al bang gewees? Ja, en dan probeer jy om jou broek net stil te hou nie, maar die broek beweeg. So, hulle was bang gewees. So 10 van hulle was bang gewees en 2 het gesê, nee wat, die Here is groot. Vir hoe lank moes hulle toe in die woestyn bly? 40 jaar. Vir 40 jaar lank. Nou, het ek 'n vraag hieroor, want dit laat my sommer dink. Dink by jouself gou. Wat daarvan as daai 12 manne gehoorsaam was en almal het gesê ons kan na die land toe gaan? Was daar 'n Rahab? Nee, daar was nie 'n Rahab. Okay? En as daar nie 'n Rahab was nie, was daar 'n ander probleem. Daar's 'n paar persone wat nie daar was nie. Ja, en ons gaan na al daai verskillende persone kyk. Ongelooflik as ons dink hoe God alles bepaal het. Alright, so, een van die konings wat uit hierdie Rahab sal uitkom, ons gaan sommer nou oor hulle praat. Een van die konings wat uit die Rahab se afstammeling uitkom, sy naam was Dawid. Hy was die koning gewees. Ja, Dawid was die koning gewees. Nou maats, kom ons kyk na die volgende een gou. Sy gaan haar eie volksgenote verraai en sy gaan bereid wees om almal op te gee en op die ou ende God, haar God te maak. Daar's nog iemand wat haar God, ander persoon gesê het, hoor hierso, ek gaan, jou God is my God en jou volk is my volk. Red, nee. Okay,
Sy raai vir haar volksgenote, want sy's bereid om alles op te gee en te sê, hoor hierso, ek gaan my vir hierdie God, is 'n groot God, ek gaan op die ou ende vir hom sorg. Sy verraai aan volksgenote, luister wat sê Lukas 14 vers 21. As iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en sy moeder, sy vrou en sy kinders, sy broers en sy susters, ja ook sy eie lewe nie, kan hy nie my disipel wees nie. Okay? So die Bybel sê, jou pa en jou ma, al jou mense moet waar wees teenoor God. Hulle moet so ver onder te wees. Dis 'n Joodse spreekwoord wat sê, ek het hierdie persoon so lief, dat die ander se liefde nie meer so liefde lyk nie, maar soos haat. Okay, so die Here sê, ek moet hom so lief hê, die liefde wat ek vir my pa en my ma en my vrou en wat ook al hê, is daar onder. Okay, weet julle, baie mense hou baie van hulle volk. Nee, hulle hou van hulle volk. Hulle hou van hulle mense. Die Bybel sê, as ons kinders van die Here is ons nou 'n nuwe volk. Nee, ons is nou 'n nuwe volk. En Rahab, was sy bereid om almal op te gee? Ja, sy was bereid om almal op te gee. So kom ons kyk terug gou. Ou Rahab, nee. Ons gaan nou 'n bietjie gesels oor, ons gaan weer daaroor gesels, maar is amazing om daaroor te dink. Rahab, sy hele lewe gaan nou verander. Sy gaan die een wees wat nou deel raak van die volk van Israel. Onthou julle bietjie, twee verkenners. Daar was twee verkenners gewees wat God aanbid het en gesê het God is groot. Wat was hulle twee se name gewees? Joshua en Caleb. Ja, Caleb. Ja, was Caleb van die volk van Israel gewees? Nee, hy was nie. En hier kom nog 'n vrou, deel van die volk. Maats, julle moet hierdie onthou. Kom ons kyk gou die volgende. Kom ons kyk wat bely sy. Sy bely God is groot. Die interessante in die oorspronklike taal is dat sy God noem. Sien julle hier waar die hoofletter is? Baie van ons vertalings help ons daarmee. As Here geskrywe is in die hoofletter, beteken dit Jahwe. Dit beteken die God van die verbond. Wat beteken, dis my God. Alright, so luister wat sê sy. Toe ons dit hoor, het ons harte gesmeld. Het jy al jou hart gesmeld? Het jy al gedink wat gebeur? Het jy al botter dopgehou in die mikrogolf? Miskien vir jou mamma vra om die mikrogolf so 'n bietjie botter te sit. As jy botter in die mikrogolf dophou, jy staan daar voor, wat gebeur met botter? Hy smelt. Nou kan jy dink, hierdie ouens daar in Jerigo, toe hulle hoor van hoe groot God is, het hulle na die manne gekyk en sê, hierdie manne is al army ouens, hoor, is al groot ouens. Nee, hulle het gesê, God is groot. En toe hulle sê, God is groot, kom ons kyk almal of ons dit kan doen. Toe hulle sê, God is groot, wat doen hulle? Julle moet my help. So, sy, goed, ja, het gespel, sodat daar by niemand enige moed oorgebly het teenoor julle nie. Want die Here, julle God, hy is God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. Onthou, hierdie vrou weet nog niks nie. Wat sê sy? Daar is net een God. Hy is in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. Wat 'n ongelooflike belydenis is dit nie, né? Hierdie vroutjie, wie dink julle het vir haar bekend, hierdie goed bekend gemaak? Die Heilige Gees van buitekant af het vir haar dit vertel. Kom ons kyk na die volgende. Dis 'n ongelooflike. Alraai, wat doen sy daar? Kan julle sien daar steek 'n man se kop uit? Ja, as jy dit. Sien julle hom? Ja. Hy sê is besig om die manne weg te steek. Hoekom? Daar het soldate aangekom van die koning. En wat het hulle gesê? Was man. En Rahab sê, ons moet hulle wegsteek. En sy sit hulle daar onder en sy steek hulle weg. Jy kan sien my man so, jy kan nou sien hy is benoud hoor. Alright, want hy gaan nou sy hande daar in Rahab sy hande plaas, gaan sy enig vir iemand vertel, gaan sy vertel waar hulle is. Maats,
dis die wonderlike, nee, sy steek hulle weg. En dan vind ons die volgende. Na die soldate daar weg is, gaan Rahab na die manne toe, en dan vra sy vir hulle die volgende. Kom ons kyk, ons gaan daai 2 teksverse net saam lees. Dis die teks wat ons nie gelees het nie. Sy vra die volgende, Josua 2 vers 12 en 13. Sweer dan nou tog vir my by die Here dat, terwyl ek aan julle guns bewys het, julle ook aan my familie guns sal bewys, en gee my 'n betroubare teken, dat julle die lewe van my vader, en my moeder, en my broers, en my susters, en almal wat aan hulle behoort sal spaar, en ons siele sal red van die dood. Ok, so vir wie tree sy in? Vir haar hele familie tree sy in. Oh, maats, dit is so amazing, as jy daaraan dink. Goed, en toe, wat sê hulle vir haar? Wat moet sy doen? Wat moet sy doen as hulle as volk aankom en hulle kom om hulle aan te val? Wat moet sy dan doen? Sy moet 'n rooi tou. Maat, hoekom sê jy 'n rooi tou? Is daar 'n rede vir 'n rooi tou en nie 'n blou tou nie? Ons gaan nou daarna kyk. Maar onthou, 'n rooi tou moes hulle gedoen het. Nou, wanneer moes sy die rooi tou uitgehang het buitekant toe? Wanneer sy sien, hier kom die Israeliete aan, dan weet sy, nou vat sy die rooi tou en sy maak hom vas, want dan gaan hulle sien, daar is die rooi tou en hulle gaan die familie en almal se lewe spaar. Kom ons kyk gou die volgende. Daar sien ons vir haar. Wat doen sy? Hier sien jy die manne hardloop weg. Hulle is nog net die plek verlaat. Daar's 2. Hulle gaan hom hardloop. Toe hulle weg is, wat doen sy onmiddellik? Sy maak die, kom ons kyk na die teks. Josua 2 vers 21. Daarop sê sy, soos julle sê, is dit goed. En sy het hulle laat gaan, dan gaan hulle. En hulle het weggegaan. En sy het die rooi lyn aan die venster vasgebind. Wanneer doen sy dit? Dadelik. Kan jy nogal dink, ek wonder by myself. Nou dit is iets wat ek net wonder oor. Dat baie mense moes daar verby gestap en gesê, die rooi tou. Maar die rooi tou. Dink jy so nie? Imagine môre, hang daar 'n rooi tou by jou huis uit. Dink jy jou bure sal sê? 'n rooi tou. Wat gaan hier nou? Baie sal dink jy deur die nag by die venster uitgeklim. Nee. Maar wat sou daar gebeur het? Wat sou hulle gesê oor 'n rooi tou wat uithang? Maats, ek dink baie keer moet mense sulke stupid goed doen. Sit 'n rooi tou by jou venster uit en dan kyk jy wat die bure doen. Ek is seker die bure gaan verbykom. En dan gaan jy sien hulle praat, jy moet hulle dop hou. Ek is seker as jy daar deur die venster loer. En jy sien hulle kom by die tou, gaan hulle die oom van die tannie sien. Of soets. Hulle gaan nie weet wat aangaan. Maats, en dan kan jy sommer vir hulle roep en sê, ek wil julle vertel oor die rooi tou. Vandag oor gaan ons later praat. Baie interessant. So, daar is hy. Wanneer het sy dit gedoen? Dadelik. Dadelik. Alright, maats, kom ons kyk na die volgende. Daar is hy. Daar sy en haar hele familietjie is by mekaar in die huis. Want die volk het gekom, die volk het gearriveer en nou kyk ons wat gebeur daar buitekant. Kom ons kyk, daar's hulle nou by mekaar, wat buitekant? Daar's die rooi tou en hier's die volk. Die volk is besig om die plek te trek. Hulle het elke dag 1 keer omgetrek en die 7de dag 7 keer omgetrek. So hulle is daar en daar is die tou. Ek dink as die Israeliete verbygegaan het, hulle gesê, daar's Rahab. Is dit nie op my? Daar's Rahab. Ken jy dit? Miskien het Rahab in die familie uitgeloer. Sien julle nou? Ons is nou deel van julle volk. Daar gaan hulle verby
En dis ongelooflik. Nou maats, ek wil hê ons moet nou die volgende. En ek wonder, het julle al 'n speletjie gespeel waar jy twee prentjies het en jy moet sê wat is die ooreenkomste of die verskille tussen die twee prentjies? Nou gaan ek vir julle twee prentjies wys en ek wil hê julle moet vir my sê wat is die ooreenkomste tussen hulle. Kom ons kyk, die volgende een. Kanaan en Egipte. Wat word in Egipte daar gevier? Weet julle? Die Pasga. Alraai. Wat moes hulle op die Pasga gedoen het terwyl hulle die Pasga gevier het? Wat moes hulle gedoen het die Pasga? Deur die deurkusyn moes hulle wat gedoen het? Bloed gesmeer het. Ja. Okay. Alraai. Nou hierdie kant is wat? Rahab en haar familie. Okay. Sien jy die rooi tou? Alraai. Nou ek gaan niks verder sien. Sê vir my, wat is die ooreenkomste tussen hierdie twee verhale? Okay, ons het twee families in 'n huis. Okay? Twee families in 'n huis. Wat het ons nog? 'n rooi tou en 'n rooi bloed. Rooi bloed. Fantasties. Okay. So ons het 'n familie en dit 'n rooi tou en ons het bloed. Wat het ons nog wat jy nie kan sien op hierdie prent nie? Wat gebeur die aand? God beskerm die hele familie as gevolg van een persoon. God beskerm die familie as gevolg van een persoon, ja, of wat die persoon wat die bloed opsmeer, is die familiehoof, maar daar's iets vir my wat ons nie sien op hierdie foto nie, wat baie belangrik is. Hoekom het hulle die bloed aan die leerkusyn gesmeer? Vir wat? Die doodsengel. Die doodsengel sou verbygegaan het en hy sou wie doodgemaak? Jesus, die oudstes. Okay. Kanaan, rooi tou. Van wie beweeg buite hom? Die swaard. Die swaard. Die volk met die swaard. Die swaard gaan hulle lewens van die mense in Jerigo neem. En daar is 'n rooi tou. 'n Rooi tou wat? Beskerm. Net soos die bloed beskerm het. Ek sien die bloed. Sien jy die bloed daar? Ja, daar, die twee bring daar. Ja, dis baie goed. Ek het wie wat as dit mense eintlik donker dan sien jy dit sommer nog beter. Maar dis baie goed as jy dit sien. Kom ons kyk wat gebeur nou. Want ek wil hê jy moet die volgende druk net daai knoppie. Alraai, so wat sien ons hier? Al twee wys na die kruis. Die tou wys na die kruis en die bloed wys na die kruis. Hoekom? Want as die kruis van Jesus Christus sy bloed ons gewas het, dan wat beteken dit? Ons sal nie die dood sien nie. Okay, die dood is die ewige hel. Ons sal nie in die hel beland nie, want die kruis gee vir ons beskerming. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie wonderlik dat ons na hierdie verhaal kan kyk en sê, wow, okay, dis wonderlik, nee? Sê julle dit vir mense kan vertel? Okay, sê jy onthou, daar was 'n Pasga gewees in Jerigo, begin dit so. Jy sê, weet jy daar was 'n Pasga? Nee. Weet jy daar was 'n Pasga in Jerigo? Dan sê die persone, nee, dit was in Egipte. Ek sê nee, jy moet gaan lees. En die Jerigo was daar ook ene gewees. Hoe wonderlik was dit in Jerigo gewees? Daar was 'n vrou en haar hele familie en hulle het die rooi tou uitgesit. En die dood het verbygegaan. Ongelooflik. En dit wys alles na Jesus Christus wat sou kom. So hierdie is awesome, is dit nie? Okay, wonderlik. Kom ons kyk na die volgende een. Okay, ja, Rahab, sy was 'n slegte vrou, maar nou trou sy met 'n prins. En jy onthou jy daai wat jy sien? Het jy al daai stories gehoor van 'n padda? Ja, 'n prinspadda. Die heks, man, los die heks. Ons het nie nou oor die heks. Okay, so dis altyd die probleem as ons op afdraai paaie gaan, nee. Ons kom by hekse. Maar nou, die paddakie is daar, nee. En die prinsesie soen hom en
pragtige prins kom daaruit. Okay, wie wat wonderlik. Hierdie man was 'n prins gewees. Nou, ek gaan vir jou vertel wie hy was. Sy naam is Salmon. Salmon. Ek gaan nou vir julle almal leer hoe om al hierdie name te onthou, jy hoef te worry. Okay, so hou net aan 'n tak vas. Sy pa was een van die 12 leiers van Israel gewees. Sy naam was Nagson. Okay. So sy naam is Salmon en sy pa se naam was Nagson. Nou hoe moet jy onthou? Ek gaan vir julle afvat tot by Dawid dat julle die name kan onthou. So, in die aand is dit nag. In die oggend skyn nie so nag, dan is dit son, né? As die son skyn wil jy baie graag. Jy wil 'n salm gaan vang. Okay. Nou hulle noem dit daarbo in Kanada, noem hulle dit salmon on. Dit is salmon run on. Okay, maar nou noem ons dit salm on. So ons ry 'n bietjie Afrikaans en Engels. So dis salm en hy's on, Salmon. Okay. Nou moet jy weet, as jy 'n salm wil gaan vang on the run, nee, dan is dit lekker. Maar kan jy dink as jy niks gevang nie? Ooh, dan sê Boas as dit gebeur. Boas. Okay, so. Nou het jy vir Boas. So, wat kom ons kyk gou of jy al die name kan onthou. Wie is die pa, hierdie oupa? Nagson. Dis nag en dan kom die son uit. Wat wil jy dan gaan doen? Salmon. Jy moet aan die rand gaan en die salmon gaan kry. Wat gebeur as jy niks kry nie? Jy is Boas, is dit gebeur? Goed. Alright. Maar terwyl jy Boas is, gaan jy dan en jy wil lieweste op die bed gaan lê. Oop bed. Okay, jy gaan op die bed lê. Baie mense raak moeilik en dan gaan lê hulle op die bed. Okay, so as jy Boas is, dan lê jy op die bed. So oop bed, gaan lê op die bed, né? Oop bed. Maar terwyl jy op die bed lê, kom iemand en sê vir jou, dit is een van jou werkers, en hy sê, jy moet gaan saai. Jy saai. Okay, jy saai. Ja, as jy nie salm gevang het aan die rand nie, dan sê jy moet saai. Jy saai. Okay. En toe gaan hy uit en hy saai, en jy kan nie glo nie. Daar kom wit op. Dawid. Okay. Ja, gesien is koring en sê oes, daar raak so wit. Dawid. Okay, daar was dit wit gewees. So ons kyk of jy daai hele familie kan onthou. Eerste, wie is die oupa? Nagson. En toe gaan hy? Salmon. En toe? Boas. Alright, en hy gaan? Alright, en toe? Isaai. En toe? Amazing, nee? Sure. Alright, julle moet dat ek vir julle geskiedenis leer. 'n Regte besigheid. Goed. Wonderlik. As jy daaroor dink, God het met hierdie familie het hy 'n afspraak gehad. Maats, dink op jouself. Ons het 12 kenners gehad, né? Waarvan as hulle gehoorsaam was? Wat van hulle gehoorsaam was? Dan was daar nie 'n Rachab. As daar nie 'n Rachab was nie, was daar nie 'n Boas nie. As nie 'n Boas was nie, was daar nie 'n Obed. As daar nie 'n Obed was nie, was daar nie 'n Isaai. As daar nie 'n Isaai was nie, was daar nie 'n Ek dink ons mis dit. Alraai, kom ek wil julle gedeelte gaan lees. En ek wil julle moet gou saam met my hierna gaan kyk. Dit is vir my so mooi. Kom ons maak ons Bybels oop gou. En ons kyk na Efesiërs. Efesiërs, dit is so 'n mooi gedeelte, Efesiërs. Efesiërs. Maats, dink jy die Here het geweet, daar gaan 'n Rachab wees? Dink jy hy het besluit, daar gaan 'n Rachab wees wat gaan kom en deel van sy volk gaan raak? Of was hy op 'n stadium net gesê, Rachab, waar pas jy in die storie in? Koek, Rachab het nou bygekom. Nee, God is in beheer en hy bepaal alles. Alles. Kyk na hierdie gedeelte, Efesiërs 1. Vers 3. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus,
Dit is hy wat ons in Christus geseën het met elke geestelike seëning in die hemel. Alright, nou luister na vers 4. So het hy ons voor die grondlegging van die wêreld in hom uitgekies, sodat ons heilig en onberispelik in liefde voor hom sou wees. Nadat hy ons voorbestem het om ons deur Jesus Christus as sy kinders aan te neem, soos hy dit volgens sy wil goed gedink het. Alright, so wie het dit volgens sy wil goed gedink om vir Rahab deel van die volk te maak? God. Is nie amazing? So God het alles bepaal. Maar as jy nie daar gaan en dan nie lekker nie. Alright, want jy het Rahab, as die 12 verkiezers almal van hulle gehoorsaam was, as God gesê het, nie 12 moet uitgaan nie, maar net Josua en Caleb, sou Rahab nooit daar gewees het nie. En as Rahab nie daar was nie, was nie daar nie. Ok, en Dawid, die koning, that's it's amazing wat daarvan kom. Maar voor ons daarby uitkom, wil ek eers sê ons moet na die volgende gou kyk. Hierso. Kom ons kyk gou na die volgende. Hier was nog een. Dit was die volgende slide. Daar is 2 vroue. Vroue uit ander volke om deel van sy geslagsregister te word. Ons het vir Rahab, sy is die Kanaaniet. Wie was hierdie vrou? Wie kan haar identifiseer? Rut. Wie stap langs haar? Mara. Goed. Ja, sê daar. Sy gaan man. En sy gaan met my bed. Toe jy daai bitter van haar. Ja, sy was ou 'n bitter vroutjie gewees, maar sy het nie geweet nie, daar gaan op 'n stadium oop bed hê. Okay, my vrou. Goed. Ongelooflik wat daar plaasvind. So, hier het ons vir Rut. Rut was 'n watse persoon gewees, van watter land? Moabiet gewees, nee, Moabiet gewees. Ja, ongelooflik. Is daar ander mense wat julle kan aan dink wat ook deel is van hierdie geslagsregister? Wat ook ander volke is. Maar voor dit, nie weer eers voor dit. Kan julle gou dink nie? Sy gaan met wie trou? Ok. Ek weet nie of jy dit verstaan. Alright. So, as daar nie Rahab was nie, dan was daar nie, as daar nie Boas was nie, het sy daar aangekom en daar was nie vir haar. Mens, dit lyk vir my of alles presies uitgewerk. Weird, is dit? Dit lyk vir my of God alles beplan en beheer is van alles. Is nie ongelooflik nie. God is in beheer van alles. Wie is daar nog? Is daar nog 'n vroue wat julle van weet, wat in die geslagsregister van iemand is? Dawid is ook daar. Wie was nog deel daar gewees? Wat nie deel was van die volk nie, ons mis haar baie keer. Tamar was nie uit die, onthou ons het die volk Israel gehad, ons het Jakob gehad, hier is in sy familie, en dan het ons vir sy een seun, wat op die ou ende met Tamar gaan slaap, nadat hy al sy seuns, sy 2 van sy seuns, die eerste oudste een is dood, die tweede ene, hy is ook dood wat God getref het, dan moet hy eintlik vir die derde seun gee, hy doen nie dit nie, en dan op die ou ende gaan hy en Tamar by mekaar wees. Ongelooflik, en sy is nie deel van die volk gewees nie. Alright, dan is daar 'n ander vrou wat ons ook baie keer vergeet van, maar sy was wel van die volk gewees, haar naam was Batseba gewees, maar sy was getroud met 'n Hetiet gewees. Ja, sy was getroud met 'n Hetiet gewees, hy was een van die topmanne gewees van Dawid. Alright, kan jy net gou iets vertel vandag? Net vandag. Ag julle moenie kwaad raak vir my, net so vandag vir julle iets vertel, wat vir my net so ongelooflik is. Baie van julle nie, as jy by die geslagsregisters kom, veral daar by Kronieke, 1 tot hoofstuk 9, hy. Hoofstuk 9, ok. Wie van julle doen dit? Nie meer nie, great. Alright, kom vertel julle net gou iets.
wat jy dalk nie geweet het nie, terwyl ek nou dink aan Batseba, amazing verhaal van haar. Nou, Batseba se man was Uria, nee. Maar Batseba se pa was Eliam. Okay. Eliam se pa was Agitofel. Wie is Agitofel? Agitofel was Dawid se raadgewer. En dan op 'n stadium Absalom, Dawid se seun, wil die koningskap hê. Wie besluit om by Absalom te gaan staan en hom te ondersteun teen Dawid? Agitofel. Hoekom? Want sy seun is Eliam en sy kleindogter is Batseba. Amazing verhaal. Okay, maar ek gaan nie daaroor nou praat nie, ons is besig met hier. Jeewish, lei julle my af van my storie af. Dis amazing nie, hoe families, hoe God alles bepaal en beheer is van alles in ons lewens. Kom ons kyk na die volgende. Waar kry ons nog van haar in die Nuwe Testament van Rahab? En Matteus het ons wat? Geslagsregister van wie? Jesus. Kan jy dink, as daar nie 'n Rahab was nie, was daar nie 'n ongelooflik nie. Kom ek sê vir jou, baie keer as ek terugdink oor al my families. Ek weet nie of julle weet nie, maar ek weet dit. Hoe weet jy of julle dit weet? Ek weet dat God my gekies het voor die grondlegging van die aarde. Wat moes hy dus kon bepaal wie al my pa's en ma's was deur die geskiedenis tot by Adam? Want as daar eers 'n foutjie gekom het, was Mister nie daar nie. Een fout. Een dag. Een pad. Een ontmoeting. Een nie daar. Hy nie daar. Een. Net een. En jy gedink, wie van julle het al jou meisie ontmoet op die spesifieke dag, die spesifieke plek, en dit het alles gebeur. As daai ding iets fout was, as die trein laat was jy in jou kingdom. En almal daarna was jy meer daar nie. Alright, goed, want God het alles bepaal. Wie wat maat? Ek dink baie keer moet ons net so gaan sit en dan sien jy net, wow, God is groot. God is groot. Alright, waar kry ons dan nog in die Nuwe Testament? Hebreërs. Ja, Hebreërs, kry daar nog 'n plek. Jakobus, kom ons kyk gou. Volgende, daar is hy. Hebreërs 11 vers 31. Die jy geloof het, Rahab, die hoer, nie saam met die ongehoorsaam is omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het. Nou natuurlik, die hoer is 'n baie beter vertaling die 2020, hy is die prostituut, maar dit bly maar 'n hoer. Goed, so, dit is wat daar gebeur het, nee? Sy was 'n slegte vrou gewees, maar die Here het haar verander. Goed, dan Jakobus 2 vers 25. En is Rahab die hoer nie ook net so geregverdig uit die werke toe sy die boodskappers ontvang en met 'n ander pad weggestuur het nie. So sy word genoem. Amazing. Luister weer daar. En is Rahab die hoer nie ook net so geregverdig uit die werke toe sy die boodskappers ontvang en met 'n ander pad weggestuur. Sy is geregverdig. Hoe is sy geregverdig? Deur die tou Christus. Dit is ongelooflik, wonderlik as ons na hierdie verhaal kyk. Nou wil ek vir jou nog iets vertel. Kom ons kyk net die volgende, ons het nog 'n slegte vrou wat ons na gekyk het. Jesus beloof aan Maria, die vrou wat sy voete gewas het, sal ook onthou word in Markus 14 vers 9. Jesus sê, waar ook al hierdie verhaal vertel word oor die hele wêreld, sal vertel word van wat sy aan my gedoen het. Ongelooflik, so jy kan hy volgende ene, ongelooflik, daar is sy was die voete en Jesus sê, hulle sal vir jou onthou. Maats, ek wonder baie keer, waarvoor wil jy onthou word? Waarvoor wil jy onthou word? Wil jy iemand wees wat soos Rahab was? Nou wat het Rahab gedoen? Rahab het alles opgegee en prys gegee, want sy het gesê,
ek gaan vir God volg. Is dit nie ongelooflik as jy bereid is om alles te verruil vir God? Is dit wonderlik, ons gaan op 'n stadium gaan ons voor God staan. Ja. En al die dinge wat op aarde is, almal wat gedink het jy so wonderlik en al die goed wat jy gedoen het, sal voor die Here niks beteken. Hy gaan jou vra, het jy eerstens jou tou uitgaan? Het jy my aanvaar as jou verlosser? Het jy vir my gelewe? En wat beteken dit om te lewe? Te wag totdat die soldate aankom, die oomblik as die Here kom, mag ek gou my tou uithaal. Daar's baie mense wat so lewe. As die Here kom, moenie worry nie, Johan. Ek's alraai. As ek dink die Here gaan kom, as ek my jy gaan nie weet nie, moenie worry nie. Die dag net voor ek sterwe, dan sal ek regmaak. Gaan die tou vasmaak en hang ek hom maar buite. Gaan dit help? Nee, die Bybel sê doen dit nou. Vandag, Hebreërs, vandag as julle die stem hoor, moet julle harte nie verhard soos in die verdrukking nie. Luister onmiddellik. Nou het ek vir julle 'n geheim wat ek vir julle wil wys, maar ek gaan so vinnig afduik onder toe en dan gaan ek opkom. Dit is amper soos 'n blom. Jy gaan af en dan kom jy op. Blom gaan jy af op nie. Toe maar. Wat maak daarso? Ek het vir julle baie mooi goed. En ons het vir van die kleintjies en vir van die grootes. So, as jy klein is, gaan jy so iets kry. Jy gaan dit om jou arm dra. As jy groot is, gaan jy so iets kry. Jy gaan dit om jou arm dra. So wat jy gaan doen is, jy gaan nou skool toe gaan. En as hulle vir jou sê, jy mag nie, dan mag jy nou. Maar, dan kan jy dit buitekant dra. En jy kan dit by die bus dra waar toe kom. Jy gaan dit so op jou arm sit. Daar. Ja, ek gaan so, ons gaan vir elkeen so iets gee. So wat jy gaan doen is, ek sal dit ook dra. Hulle gaan my vra. So wat doen jy? Dan, as hulle vir jou vra, so wat is dit? Dan vertel jy vir hulle die verhaal van Rachel. En dan sê jy, en in my lewe wil ek vir Jesus lewe, ek wil hê my tou moet uitstaan. Sê julle dit doen. So, elkeen van julle gaan so iets kry. As jy 'n groot persoon is, my vrou se hande het later aan lam gehou. En haar hand is nie lekker. Maar sy het dit tot klompie gemaak. Dankie. So as jy vir jouself, as jy wil weet hoe om dit te doen, piekfyn, dan vra jy vir Ellen, ek het nog tou by die huis, en dan kan jy vir jou maak. Maar ek wil hê elkeen van die kinders moet een hê. En selfs al gaan jy nou winkel toe, dan gaan sê, ek soek 'n rooi tou man. Vra vir die ou by die winkelier. Wie ook al daar is, daar by die juweliersplek wat sê jy gee vir my 'n rooi tou. En dan hang jy dit om en dan vertel jy vir mense, sê julle dit doen. OK, jy kan dit ook waar jy kan dit doen is nie. Jy kan dit altyd daar rondom die triespieël wat baie mense nooit gebruik nie. Jy kan daai triespieël, kan jy daar 'n toutjie ook vashang wat daar hang. Alright, dit kan jy onthou elke dag as jy ry. Kyk na die tou en sê ek moet vir Jesus lewe. En jy kan oral waar jy gaan, sit dit vas. Miskien hou jy nie van sweets nie, jy dink dis vir meisies. OK. Sit dit in die skooltas. Dink ek is 'n meisie, ja? Alright, maar in ieder geval, as jy dink is dalk vir meisies, maak vir jou toutjie om jou knoop vas. Toutjie om jou knoop vas, dan lyk jy dalk nie soos 'n meisie nie. Of jy kan vir jou toutjie om jou nek vasmaak. As jy dink jy wil meer manlik so lyk, dan doen jy dit so. Maak nie saak nie, maar sê julle dit doen. So elkeen van julle moet vir julle een kom haal. As jy klein is, jou handjies is klein, het ons vir jou so enetjie. Alright, kom ons haal gou, kom haal gou. Daar is. Vra vir pappa en mamma om jou hand. Ek wil dit so vir almal wat klein is. Jou kleintjie. Ek het baie van dit. Nee, ek wil hê julle moet almal. Vra vir pappa om dit gou vir jou te doen. Daar's 'n vra vir pappa. Nee, vat dit vir pappa. Pappa sal vir hom sit. Kan vir jou daai ene gee? Hy's 'n groter. Kan ek vir jou so ene gee? Dis dit. En kan ek vir jou ook so ene gee? Jy is so dierbaar. Dis al daai Christiese. Christiese. Christie.
Kyk of wat die ene pas vir Christus. OK. Wil jy klein en groot hê? Ja, klein te verhaal. As sy terugbring, sy gaan nou een terugbring. Sy gaan net daai pas aanpas soos hulle wat hulle hier spesifiek doen. Ja, daar's jou. OK. Julle twee kan ook kom aan. Ja, vir my radio omroeper raak. Pushing your luck, hè? Ja, enige tyd. Daar's hy. So, hierso. Daar's vir haar. Ja, weet. Ons gee vir haar daai en dit is op die plek. Daar agter. Anton, julle kan maar kom hoor. Regtig waar, julle hoef nie bang te wees vir my nie. As jy 'n bietjie stadiger stap, lê jy môre uit. Ja, daar's hy. Sy kort jy kleiner een. Hierso is 'n kleintjie. Daar's hy. Alright. Henry wil jou ken nie. Ek weet jy wil met die werk met die mense gaan praat. Ons gaan mos nog maak. Is daai te klein? Te groot? Nee, ons het niks meer nie. Jakobus, miskien moet jy joune gee, dan maak ouma gou vir jou 'n nuwe enetjie. Vir julle twee. Ja, dan maak ons vir julle 'n nuwe. Kyk gou waar hulle pas. Kyk gou vir Jakobus gee daarso. Daar. Daar's hy. Ons gaan vir jou 'n ander enetjie gee. Wil jy so lank hierdie ene dra? Dra so lank hierdie ene. Jy kry die langste. Okay. Ek wou regtig vir julle almal een gemaak het. Wie wat moet ons eintlik doen nie? Volgende, dis nou naby Kersfees. So ek sal 'n span mense inspan. En dan gaan ons so 'n paar van hulle maak. Ek kyk nou spesifiek na 2 van hulle wat ek gaan goed, wat daar naby my bly. Dan wat ons gaan doen is, dan gaan ons vir julle so maak en volgende Kerssangdiens gaan elkeen van julle so ene kry. Jy weet die Kersdiens is oor 'n week. Ek meer is genoeg. My kinders weet, ek kan 'n hele kar oordoen in 'n namiddag. Ek kan. Goed so. Maar ek dink ek kan. Ons sal regtig vaar, ek gaan probeer. Julle sal my help. OK. Goed, so volgende week sal elkeen een kry. As jy nie hier is nie, kry jy nie. Jy gee nie vir tannie en oom bring vir my nie. Jy kom en dan kry jy een. En dan wonderlik lewer getuienis oor die Here en wat hy in jou lewe doen. Goed, wonderlik. Kom ons buig ons hoofde. Dankie Here vir u wonderlike liefde. Wat 'n ongelooflike voorreg om vir u te kan leef. Here, ons wil ons toue laat uithang. Ons wil vir mense vertel dat u die koning is, dat u die Jahwe is, die God van my God. Here, is so wonderlik om van Rahab te lees. Ons het so baie geleer. Is dit nie wonderlik, Here, dat daar ook hier in Jerigo was daar werklik waar 'n Pasga. Die dood het verbygegaan. Van die tou het uitgegaan. En Here, dit wys alles na die kruis. Aan die kruis het U vir ons betaal sodat ons kon vrygaan. En daarom, Here, wil ons vir U leef. Wil ons vir die wêreld vertel hoe bevoorreg ons is. Dankie vir al die liefde.